Ja, ek het geleer in my lewe en 'n mens leer soos jy ouer word, want soos jy ouer word raak jy wyser. En ek glo jy beleef dit ook so. Vir jou wat jonk is, jy het tog baie wat jy gaan leer wat vir jou wysheid gaan gee in die lewe. En so, wat is dit wat ek geleer? Dit is doodgewoon. Hoe belangrik dankbaarheid in die lewe is. Dit is seker een van die belangrikste goed in die lewe. Fokus op wat jy het en nie op alles wat jy nie het nie. Fokus op die baie wat jy het en nie net op die paar goed wat ontbreek in jou lewe nie. En dit kom gewoonlik saam met die hele probleem van vergelyking. Dit steel dankbaarheid in ons lewe. En dankbaarheid lei uiteindelik tot tevredenheid. Hier in Tessalonisense lees ons, wees altyd bly. Nogal 'n moeilike een daai, wees altyd bly. Bid aanhoudend sonder om moeg te word. En dan kom hierdie woorde, wees dankbaar teenoor God. Loof hom in alle omstandighede. En dis vir my so treffend geskryf. Loof hom in alle omstandighede. Wees dankbaar in alle omstandighede. Die goeie omstandighede sowel as die moeilike, swaar, slegte omstandighede. Hoekom? Dit wat Jesus vir jou aan 'n kruis gedoen het, vir my aan 'n kruis gedoen het. Die feit dat hy letterlik in 'n graf was, dat hy opgestaan het uit die dood. Dis 'n afgehandelde werk. Dis verlede tyd. Dit het gebeur. Niemand kan jou daarvan beroof nie. Niemand kan dit van jou of van my wegvat nie. En dit is seker die grootste rede dat ek en jy dankbaar kan wees. In alle omstandighede. Wanneer daar 'n moeilike ding gebeur, wanneer daar 'n slegte ding gebeur, wanneer daar 'n swaar ding gebeur. En kom ons sê dit vir mekaar, dit is ons almal se verhaal, dit is ons almal se storie. Moet jou nie ontneem van dankbaarheid nie. Die Here se genade, die Here se troue sorg, die Here se omgee, die Here se by jou wees. Kom ons fokus op daardie goed en dan wees ons in alle omstandighede, elke dag van die week. Elke dag van die maand en van die jaar. Kom ons wees dankbaar, want ons doen die lewe met die oog op Jesus Christus.